Ons leef in die seisoen van oud wonderparkers. So hulle bly op hierdie stadium deur die hele wêreld, deur die hele Suid-Afrika, en dan het hulle 'n lang naweek wat hier kan wees, dan wil hulle doop. So ekskuus, ons het nog 'n doop vanoggend. Van family wat hier gebly het, en toe is hulle in Botswana, en toe is hulle in die Kaap, en toe is hulle oor die hele wêreld. Wat vanoggend baie spesiaal maak, ons doop 'n babatjie van 'n family met wie ons 'n baie lank pad geloop het in die Oud Wonderpark. Die Oud Jongskole vir Johan de Tooy en Rita, baie welkom in ons diens vanoggend. Johan is nie meer met ons nie. Baie hartseer verhaal van ewige geskiedenis ken. Ek het Danita klompie jare gelede getrou. Die tema van die preek was ons leef in die teater van die absurde. Die troue was op 'n Sondagmiddag 3:00 in Kaapstad in 'n nagklub. En daar het almal so met hulle wynglasies ingestap gekom, by die tafeltjies gesit, en daar het ek die diens gehou. Een van die meer unieke dienste wat ek nog in my lewe gedoen het, hier in die nagklub op 'n Sondagmiddag 3:00. Maar dis maar Danita, die van julle wat haar ken, dis maar Danita. Danita is nie anders nie. Rita, baie dankie wat jy al die jare vir ons kinders ook beteken het. Baie, baie spesiaal. Toe Danita nog klein was, toe kom sy op 'n stadium so met haar fietsie verbygery Olga, en sy is in trane op pad skool toe. En Olga vra vir haar, "Hoekom huil jy?" Toe sê sy, "Ek het my skoene vergeet by die skool, en my ma het gesê ek sal sonder my, en dis in die middel van die winter, sonder my skoene op 'n fiets skool toe ry." En toe is Olga nou baie jammer vir haar, toe sê, "Kom ek vat jou gou skool toe." En so het sy vir haar opgelaai, en af sy die hele tyd vir Olga gesê het, "Asseblief Tannie, moenie vir my ma sê nie, moenie vir my ma sê nie." Baie spesiale geleenthede. Sy Oud Wonderparkers, ons het saam julle groot geword, dit is baie spesiaal. Maar ons het mekaar se hartseer gedeel, maar ook mekaar se vreugdes. En vanoggend is een van daai geleenthede wat ons mekaar se vreugdes deel met die geboorte van 'n baba. Volgens die doop staan maar weer eens in die teken van God se universele genade. God vra nie vir jou of hy genade betoon nie, hy betoon genade, nie jou toestemming nodig nie. Wat jy daarmee doen is jou saak. So het 'n baie unieke pad het hy met Abraham geloop, en dan uiteindelik het hy ook met Abraham 'n kontrak gesluit, waar hy vir Abraham gesê het, "Ek sal jou God wees, die God van jou nageslag." Maar nie net die God van jou nageslag nie, in al hulle geslagte. En daarom sê ek vanoggend 'n baie spesiale geleentheid, wanneer die verbond wat God gesluit het met Abraham ook vir die klein babatjie geld. Ek sê jou God wees, God van jou nageslag. By konsepsie was ek daar. Die 9 maande in moederskoot toe jy gevorm is, was ek daar. By bevalling was ek daar. Op jou lewenspad sal ek daar wees. Baie unieke pad vir die Here geloop het dan ook, tot dusver met die klein babatjie. Ek vra dan vir Jedie en vir Danita om vorentoe te kom. Net daar. Eerstens wil ek sê baie welkom. Tweedens wil ek sê baie dankie vir die voorreg om julle babie te kan doop. Ek het nie gedink julle gaan my onthou nie. Want daai nagklub op 'n Sondagmiddag 3:00 sal niemand vergeet nie. Was 'n baie spesiale geleentheid. En ons het daar 'n diens gehad. Ons leef in die teater van die absurde. Maar dis maar die lewe waarin ons is. Maar te midde van hierdie teater van die absurde gebeur daar mooi dinge. Geskenke. Iets spesiaals van die Here af. Soos die geboorte van 'n babatjie. En ook hier is 'n baie spesiale moment ook in julle twee se lewens. Ek weet ek moet dit nie vir julle sê nie, want dan gaan julle die pad vat, maar kinders kom in 3, maar kom ons cancel dit net maar vanoggend. Ons los hom net daar. Ons gaan nie verder oor hom praat nie. Julle kind is 'n begenadigde van die Here. Voor die skepping het God reeds sy prentjie geteken gehad. Daarna Danita, as sy gevorm in die moederskoot vir 9 maande. Daarmee saam ook sy lewensboek. En soos wat die Here 'n verbond met Abraham gesluit het, bevestig hy dit dan ook net vanoggend. Ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Om gedoop te word in die naam van die Vader beteken, ek wil jou pappa wees. Ek gaan jou aanneem as my kind. Ek ken jou op jou naam. Jy is myne.
So God kom vanoggend en hy sê, hierdie kind is myne. Baie spesiale verhouding wat ek met hom het en ook die pad wat ek wil loop. Om gedoop te word in die naam van die Seun, beteken dat Jesus sê, voor die grondlegging van die aarde, was ek reeds bestem gewees om vir jou te sterf. Jy is nie gekoop met goud en silwer nie, maar met my kosbare bloed. Deur my bloed is jy vrygespreek, gereinig, geheilig. Om gedoop te word in die naam van die Heilige Gees beteken dat die Heilige Gees van die moment van konsepsie daar was. Dat die Heilige Gees besig was met die meesterstuk in die vorming van die babatjie. Maar die Heilige Gees sê ook vanoggend, ek gaan jou lewenspad saam met jou loop. Ek vra dan ook dat die baba ingebring word. Bely dat terwyl ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom gedoop behoort te word. Bely u dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkomme leer van die verlossing is. Ten derde, beloof u om hierdie kind, van wie u vader en moeder is, in die leer na die beste van u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier hardop u antwoord, JD en Danita? As Dawid oor sy kinders praat, dan sê kinders is 'n geskenk van die Here. Seuns word deur hom gegee. Hy babatjie is 'n baie spesiale geskenk vir die Here vir julle wil gee. Kom ons gaan dan ook voort om hom te doop. Dis David Potgieter. Ek doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir 'n baie spesiale geleentheid vir David. Dat die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees ook oor sy naam uitgeroep is. Ek wil jou Papa wees, sê God die Vader. God die Seun, ek het my bloed vir jou gegee. God die Heilige Gees. Ek is permanent by jou en ek het pas saam met jou loop. Dankie Vader dat U 'n plan met sy lewe het. Ek bid ook Here dat U vir die ouers die wysheid en insig sal gee om hom ook groot te maak volgens sy unieke aard, karakter en persoonlikheid. En dat hy ook uiteindelik die pad sal loop wat U graag wil hê dat hy moet loop. Ek bid vir die grootouers, ek bid vir die familie en dit doen ek in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Danita, julle. Hier is 'n geskenk pakkie, baie geluk. Bly nog net vir 'n oomblik hier staan. Ek vra dat die grootouers staan asseblief. Die grootouers. Rita, staan. Ek wil hê die mense moet sien hoe lyk julle. Rita, baie geluk met jou kleinkind. So ook hierdie se ouers. Baie spesiale geleentheid in julle lewens. Hulle sê jy kry kinders om vir jou kleinkinders te gee. Die oomblik as jy 'n kleinkind het, verander alles. Dan skuif hulle op die agtergrond en die kleinkinders kom op die voorgrond. Oorlaai hulle met liefde, bederf hulle en elke tyd wat jy saam met jou kleinkind kan deurbring, doen dit asseblief. Kom ons sê ook vir die grootouers 'n lekker hande klap. Baie dankie, julle kan sit.